Ons het nou 'n paar keer stilgestaan by persone waarvan ons in die Ou Testament lees. Vandag gaan ons na Petrus kyk, die man wat Jesus verloon het en tog ook die begin van die kerk aangekondig het as Petrus die rots. Maar kom ons lees in Markus 14 vers 71. Toe begin hy vloek, dis nou Petrus, en hy sweer, daardie man van wie julle praat, ken ek nie. So 'n dramatiese ommekeer kom in Petrus se verhouding met die Here. Toe hy besef Jesus gaan doodgemaak word, het hy bang geword en besluit hy is nie bereid om saam met Jesus hierdie pad te loop nie. En hy verloon hom terwyl hy eintlik die geleentheid gehad het om hom te ondersteun. Maar sy bang wees, sy vrees vir die pad vorentoe, laat hom eintlik hierdie verloning pleeg. Maar die wonderbaarlikheid van die Here Jesus, kom ons mee te doene in Johannes, onder andere vers 21 vers 17, Johannes 21 vers 17 lees ek, Jesus vra hom, dis vir Petrus, die derde keer, met verwysing na Petrus se liefde vir Jesus. Hy sê daar, Simon, nou op ander plekke word hy ook Simon Petrus genoem, dit was ook die naam waaronder hy bekend was, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Nou dit is die derde keer dat Jesus het vir hom vra, en elke keer het Petrus 'n antwoord gegee. Nou, kenners van die Griek sal vir jou verduidelik dat hy verskillende woorde gebruik het om sy verhouding met die Here te beskryf, terwyl die Here Jesus eintlik vir hom meer spesifieke vrae gevra het. Maar die wonderbaarlikheid van selfs hierdie gesprek is dat Jesus dit elke keer opgevolg het met die opdrag om mense se leier te wees. Ten spyte van hierdie verloning, hierdie ommekeer, kom Petrus onder die indruk, word hy opnuut deur die Here Jesus, wil ek sê, vergewe en 'n geleentheid gebied om 'n leier te word wat mense na Christus toe kon lei. Nou, ons is nie almal leiers nie, en ons is nie almal verloners van die Here nie, maar ek dink nie ons doen altyd wat eintlik van ons verwag word om vir Jesus op te staan in sekere situasies nie. Terwyl ons moet praat, bly ons dalk stil. Terwyl ons eintlik iets positief moet sê, is ons soms dalk deel van die negatiewe gesprekke wat ons mee te doen kry. Kom ons onthou dat Jesus bereid is om 'n mens te vergewe en hom werklik 'n kans te gee om in sy huis 'n goeie meubelstuk, 'n voordelige deel van die huisgesin te wees. Ek en jy. Loop mooi.